met 'n 2-weeks reeks wat sê ek weier. Ek weier. En die Here deel met my hierdie storie, maar daar het in hierdie week net soveel bygekom dat dit nou oorgespoel het na nog 'n week toe. So jy moet asseblief volgende week terugkom. Dat jy deel 2 kan hoor van dit wat die Here graag met jou wil deel oor ek weier. Hy het gesê hy sal kyk hoe vinnig ons dit ook op YouTube kan kry, as jy dit vir iemand wil aanstuur wat jy weet nie vanoggend is nie, maar wat wel volgende week hier gaan wees, sodat hulle nie uitmis nie. Maar weier is wat jy sê as jy iets beslis nie gaan doen nie. Daar's nie 'n twyfel nie. Jy gaan dit beslis nie doen nie. In Engels sê dit I refuse. Dis amper asof jy jou voet wil stamp, daai hand wys vir jou. Ek gaan dit definitief nie doen nie. Die definisie van weier sê om nie in te wil stem met 'n versoek of opdrag nie, of om iets van die hand te wys. Dit beteken jy is onwillig om te doen wat van jou gevra word of om iets te aanvaar. Nou een ou wat in die Bybel geweier het was Jona. Hy het 'n opdrag gehad, hy het geweet wat hy moes doen, hy het geweet wat God van hom verwag, maar hy het geweier en ons almal weet waar hy geëindig het. In die vis, ek dink dit het goed vir hom gelyk of geruik daar in die vis se maag nie, né? 'n ander ou wat geweier het, 'n bietjie meer positiewe weier, was Daniël. Hy het gesê, ek hoor wat julle sê wat die opdrag is, maar ek weier om dit te doen. En ons weet waar hy geëindig het, baie amper in die leeu se bek. So weier het ongelukkig altyd 'n gevolg, 'n nagevolg van jou weier. Maar die 3 ouens waarby ek vanoggend wil stil staan wat geweier het, was die 3 vriende van Daniël. En ons lees hulle storie in Daniël 1 tot 3. As jy graag daar wil oopmaak, is jy welkom. Daniël is in die Ou Testament, so bietjie verby Psalm en Spreuke as jy graag saam wil lees, maar dit gaan op die skerm ook wees. En hierdie manne het geweier. En ons gaan nou sien wat het dit tot gevolg gehad en hoe die storie daarom loop, maar net om vir jou so vinnige agtergrond te gee van Daniël 1 tot 3, dit was in 'n tyd waar die volk van God eintlik vervolg was vir dit wat hulle geglo het. So koning Nebukadneser gaan en hy gaan na Jerusalem toe en hy gaan haal vir hom 'n klomp van God se manne. Jong manne, dit sê hy stuur sy personeel met 'n opdrag gaan haal net die sterkstes, die slimstes, die mees bekwame. Hulle mag geen gebrek hê nie en bring hulle om in my paleis te kom werk. Hy gee hulle ook vir 3 jaar net sekere kosse om te eet. En ek kan maar net so los van nou, dankie Rai. Vir 3 jaar moet hulle net sy kosse eet en hierdie 4 manne tussen hierdie groot groep lees ons van Daniël, Hananja, Misael en Asaria. En dalk sê jy nou, maar dis nie die name wat ek ken vir Daniël se 3 vriende nie, né? Daniël, Hananja, Misael en Asaria. Fun fact, ek was in graad 10, 10de in die land vir Bybel vasvra. Die boek vir daardie jaar was Daniël. Ek het dit soos 'n papegaai geleer en ek kan absoluut niks onthou nie. So weet maar net, vanoggend se preek is nie voorberei. Dit kom nie van 2004 af nie. Maar toe moes ons nou leer die vriende van Daniël en toe maak ons vir onsself 'n rympie Saterdag, meelsak en appel 1 oog, nê? Sadrag, Mesach en Abednego, dis hoe ons hulle ken. Sadrag, Mesach en Abednego was die vriende van Daniël. Maar dit was nie hulle regte name nie. Toe hulle by die Babiloniërs aankom, het die Babiloniërs hulle name verander na Sadrag, Mesach en Abednego toe. En Daniël se naam is ook verander na Beltsassar toe. En hier sien ons hulle weier die eerste keer. Hulle sê, ons weier om van die kos te eet wat die koning voorsit. Ons gaan net God se kos eet, groente en water drink. En dit is waar die Daniël vas vandaan kom. As jy dalk al die Daniël vas gedoen het, op een plek praat hulle van 10 dae, op 'n ander plek praat hulle van 3 weke, so baie mense doen dit vir 21 dae, 'n vas van allerlei kosse, verwerkte kosse en gebakte kosse en alles. So dit is wat jy doen as jy die Daniël vas doen, dis waar dit vandaan kom. Maar hulle weier toe en hulle sê, ons gaan dit nie doen nie.
En wat die uiteinde toe daarvan is hulle is toe na die 10 dae gesonder en mooier en hulle val lyk beter en hulle is ook, sê die Bybel, helderder van verstand, nadat hulle net hulle self toegewy het aan God se kos. Soveel so, dat hulle wyser is en Daniël kry hierdie insig om 'n droom uit te lê. Koning Nebukadneser het 'n droom gehad, en hulle was baie vicious in daai tyd. Hy sê, as julle nie vir my die droom kan uitlê nie, gaan ek julle opkap in stukke en jou huis plunder. Dis hoe ernstig hy was. So hy laat kom al sy waarsêers en mense en sê, julle het nodig om dit nou uit te lê of dit gaan jou lewe kos. En hulle is almal bereid en hulle sê, dis reg, maar gee vir ons die droom en dan lê ons dit uit. En hy sê, nee, jy moet die droom gee en die uitleg gee. En hulle sê, dis onmoontlik, niemand sal dit kan doen nie. Maar gelukkig ken ek en jy vir God, hy funksioneer in daardie onmoontlikheid, maar Daniël gaan na sy vriende toe en hy sê, ouens, nou moet ons bid. Ek het insig nodig van die Here, ons moet hierdie uitleg kry, anders gaan hy ons opkap, en die Here voorsien vir Daniël die insig om die droom te kan uitlê. Soveel so dat Nebukadneser self sê, dit was eintlik onmoontlik, dit wat ek verwag het, maar jy het dit gedoen en dit sê vir my, jou God leef regtig. Hy gee hulle toe baie hoë posisies, maar terselfdertyd rig hy 'n massiewe standbeeld op 30 meter. Piet, hoeveel verdiepings is 30 meter? 10 verdiepings hoog, 3 meter lank, hierdie massiewe standbeeld, en die opdrag kom dat hulle die standbeeld moet aanbid. Daniël 3 vers 4 sê, 'n aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, sitar, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. So die definisie van weier het gesê, daar's 'n opdrag wat jy weier om uit te voer, of wat jy nie gaan uitvoer nie. En in hierdie gedeelte sien ons die opdrag, maar ons sien ook die straf, die nagevolg. En ek dink baie mense het dit bloot net uit vrees gedoen. Ek is bang vir wat met my gaan gebeur, so almal het dit gedoen, behalwe 3. En iemand gaan klik, daar's altyd iemand wat gaan klik, né? Iemand gaan klik by die koning en sê in vers 12, maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan die bevel nie. Hulle dien nie u God nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. So die klikkie gaan vertel vir die koning, hier's mense wat dit nie doen nie, die koning laat roep hulle want hy's woedend, en hy sê, weet julle wat, ek gaan julle nog 'n kans gee. Ek hoor julle het nou 1 keer geweier, maar ek gaan julle nog 'n kans gee. As julle nou buig voor hierdie standbeeld, ek gaan die instrument laat speel, en dan kry julle nou weer 'n kans. En die manne weier weer. En hy sê vir hulle, jy weet wat dit nou beteken. Wie gaan julle kom red as ek julle in die brandende oond gooi? En hulle antwoord in vers 16, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat hy laat oprig het, nie sal aanbid nie. Hulle weier. En hierdie koning raak ongelooflik kwaad en hy sê, hulle moet die oond 7 keer warmer stel. Hulle moet hierdie manne aan mekaar vasbind voor hulle ingooi dat hulle nie los kan kom nie. En dit was so warm dat die ouens wat hulle ingegooi het, doodgebrand het. En hulle gooi hulle in die oond. En voordat ek by die uiteinde kom, wil ek gou net vir jou 'n paar goed by stil staan wat hierdie storie vir my so aangrypend maak. En die eerste ding is, kies jou vriende goed. Het jy iemand na wie toe jy kan hardloop en sê, ouens, hier's moeilikheid, nou moet ons bid. Nou moet ons bid en die Here vertrou. Het jy mense in jou lewe wat sal weier saam met jou vir die naam van God? Ek
Ek praat nie van die golfbuddy wat saam jou drink as dit met jou sleg gaan en hoop dit gaan dan nog slegter nie. Ek praat nie van die vrou wat saam jou werk wat eintlik net jou hart wil hoor sodat sy dit kan gaan oorvertel nie. Het jy mense in jou lewe wat saam met jou sal weier wanneer dit saak maak? Het jy mense in jou lewe wat saam met jou sal bid wanneer dit sleg gaan? Wat saam met jou sal bid eerder as om saam met jou te mou? Dit is vir my en Bjorn 'n groot voorreg as jy vir ons stuur waarvoor ons vir jou kan bid. Dis vir ons lekker, dit maak ons opgewonde. Maar nou is die pastoor op verlof vir 'n week en nou het jy niemand. Want jy het niemand rondom jou gebou of vertrou of die Here vertrou vir mense met wie jy jou las in jou hart kan deel nie. Spreuke sê, walk with the wise and become wise, associate with fools and get in trouble. Jy het nodig om saam met godsmense te loop. Ons sê so maklik, ek hou van daai ou, ons is like-minded. Ons kort partykeer like-hearted mense. Mense wat glo soos jy en voel soos jy. En ek wil jou regtig uitnooi vanoggend, as jy nie sulke mense het nie, dat jy betrokke sal raak by ons kerk se bedieninge. Hier is groepe in hierdie gemeente waar jy daardie ondersteuning kan kry. Ons vrouens kom op 'n woensdagoggend bymekaar. Die gebedsversoeke is baie, maar die getuienisse is wonderlik. Om te kan terugkom na 'n maand en kan sê, onthou julle waarvoor het ons gebid? Hier is die uiteinde. Die goue jare kom bymekaar op 'n Vrydag. Daarvoor moet jy ongelukkig grys wees, maar hulle kom bymekaar op 'n Vrydag en hulle deel met mekaar las. Maar hulle deel ook met mekaar hoe goed die Here vir hulle is. Sodat ons by mekaar kan leer. Young adults, daarvoor moet jy nou weer baie jonk wees, né? Young adults op 'n Dinsdag aand. 'n groep, 'n gemeenskap van gelowiges, want hierdie storie wys vir ons jou vriende maak saak. As jy bekommerd is oor jou tiener se vriende, stuur hom eerder kerk toe op 'n Vrydag aand, as wie weet waarheen. Hier is geleentheid vir jou om goddelike vriende te kom kry, want dis belangrik. Die tweede ding wat vir my so opval, is hierdie 3 manne, se geloof in God. Hulle het presies geweet wie hy is. Hulle het presies geweet wat hy kan doen, want hulle het hom geken. En ek wil vanoggend vir jou sê, daar is geen manier dat jy kan glo in God se goedheid as jy hom nie waarlik ken nie. Jy moet 'n honger hê om uit te vind wie is God? Wat wil hy in jou lewe doen? Wat kan hy in jou lewe doen? Want hierdie manne het gesê, ons weet presies wie God is en daarom sal ons nie buig nie. Want ons weet hy het die vermoë om te red. Ons weet hy het die vermoë om ons uit te help. Want ons ken hom. Spandeer tyd saam met God sodat jy hom kan leer ken. Sodat jy kan weet wie hy is. Ek ken vir Tannie Marion. Maar as hulle nou vir my sal sê, jy gaan of doodbrand, of sy gaan my kom red en sy gaan inspring in die vuur en my kom red, weet ek nou nie of ek haar so goed ken dat ek weet of sy haar lewe vir my sal gee nie. Ek weet nie as hulle haar bel, antwoord sy haar foon. Daar is mos mense wat net nooit hulle foon antwoord en almal ander mense wat altyd hulle foon antwoord. Ek weet nie wat se tipe mens sy is nie. Gaan sy weet sy moet my kom red? Ek weet nie of sy altyd laat nie. Gaan sy laat kom en my nie red nie? Ek weet nie, want ek ken haar nie so goed nie. Maar as hulle nou vir my sê, jy gaan brand en jou maag gaan jou kom red, dan weet ek kan maar inspring. Hoekom? Want ek ken haar. Sy antwoord as ek bel, sy is betyds as sy moet wees, en sy sal alles en enige iets vir my doen.
Ek ken haar persoonlik, ek ken haar goed. Hoor net hierdie mooi skrif. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leef en om te dien. Jy het klaar alles van hom ontvang, maar dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Jy gaan nie weet hoe groot is dit alles wat hy vir jou gegee het nie, as jy hom nie ken nie. As jy nie tyd met hom spandeer nie, as jy nie moeite doen om uit te vind wat sy karakter is en wat hy in jou lewe wil kom doen nie. 'n vriendin van my is besig met chemo. Sy is so oud as ek en sy is vroeër die jaar gediagnoseer met borskanker. En sy het nog altyd kerk toe gegaan en die Here geken, maar sy sê deur hierdie pad leer ken sy 'n ander deel van wie God is. 'n ander deel van wat hy vir haar wil doen. En Vrydag kry ek 'n boodskap van haar wat sê, Corine, ek sien nou Bybelstudie anders. Vandat ek hierdie pad stap, het my perspektief oor Bybelstudie verander. Ek sien dit nou as 'n geleentheid om die een te leer ken, by wie ek vir altyd gaan bly. Here, ek wil meer van U weet, want ek weet ek wil vir altyd in U huis bly. Ek wil U ken soos 'n vriend. Dat wanneer ek by die hemel kom, U my met oop arms gaan ontvang, en ek weet wie U is. En omdat Sadrag, Mesach en Abednego God so geken het, kon hulle sê, ons gaan nie dit doen nie. Ek gaan weier, want ek weet, my God is by magte om my uit te red. Maar die tweede deel van daai sin is vir my meer aangrypend. Selfs al sal hy dit nie doen nie, sal ons nog steeds nie buig nie. Ons weet hy kan, ons weet hy die krag, ons weet hy kan ons uit hierdie oond red, ons weet hy kan ons uit U mag red, koning Nebukadneser, maar selfs al sal hy dit nie doen nie, gaan ons nog steeds nie buig nie. Vir kinders van die Here is daar regtig net geen ander alternatief nie. God is nie die plan A en as dit nie werk nie, het ons gelukkige backup nie. Habakuk skryf, al sou die vye boom nie bot nie. Al sou jou bankrekening vanoggend op 'n 0 wees. Al sou jou huwelik nie werk nie. Al sou die Here nie jou kind genees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek juig en erken dat hy my redder is. Nebukadneser, Sadrag, Mesach en Abednego sê, ons weet hy kan, maar al sou hy nie, al sou hy hierdie keer kies om dit nie te doen nie. Here, nogtans erken ons, U is God, en weier ons om voor hierdie beeld te buig. Vers 23 is die uiteinde van hierdie storie. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, U Majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne, wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen, en hulle het uit die oond uitgekom. Toe die gouverneur-generaal, die gouverneurs, administrateurs en raadgewers van die koning nader kom, sien hulle aan die manne, dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle kop nie eens geskroei was nie, en dat hulle klere niks mekeer nie. Jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie. En dis die God wie ons dien. Door die 4de man in die vuur, waar dit onmoontlik gelyk het, waar dit soos die einde gelyk het, kom God en hy klim binne in die vuur saam met jou. Hy kom in jou storm in. Ons het nie hier gelees, en ek seker hy kon, maar ons het nie hier gelees, ewe skielik het die vlamme dood gegaan nie.
Ons het nie hier gelees, woeps, daar skiet die manne in die lug nie. En daarom het hulle niks oorgekom nie. Hulle moes steeds wag dat die koning die deur kom oopmaak het. Hulle was binne in die vuur, maar dit het hulle niks gemaak nie. God beloof nie vanoggend jou storm of jou vuur of jou baie warm brand gaan wegraak nie. Hy beloof dat hy die 4de man in die vuur sal wees. Rukkie terug het ons gepraat oor die tafel, van Psalm 23. Hy berei vir jou 'n tafel voor terwyl jou teestanders moet toe kyk. Hy sê nie hulle is ewe skielik weg en die storm is verby nie. Hy wil saam met jou inklim, want dit is wie hy is. Hulle was ongedeerd. Afrikaanse pragtige woord vir die dag. Die Engels sê unbound and unharmed. Losgemaak van mekaar, vry en onaangeraak. Dit is wie God is. Hy wil in die moeilike situasies saam jou klim, hy wil in die vuur saam jou wees. Hy wil jou losmaak van hierdie dinge wat die vyand gestuur het om jou te verwoes. En jy sal met geen brandplek daar uitstap nie. En ek het hierdie prentjie in my kop, dat toe God saam met hulle in die vuur was, hy hierdie woorde van Jesaja 41 vir hulle gesê het. Ek dink hulle het baie groot geskrik toe daar ewe skielik nog iemand in die vuur is. Maar ek wil my verbeel, hierdie was sy woorde. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Almal wat teen jou te kere gaan, sien julle daai mense buite die oond? Hulle almal sal teleurgesteld staan en die aftog blaas. Jou teeparty sal soos niks word. Hulle sal omkom. Dis God self hier aan die woord, dis sy vertroosting. Ek het regtig net hierdie prentjie, dat hy in daai vuur geklim het, en los begin maak het, en gesê het, jy's vry, want ek het lankal die prys betaal. Maar kom wees net hier by my. Kom ek hou jou veilig terwyl die vlamme brand. Totdat die deur oopgaan. Totdat ons almal ongedeerd by hierdie oond se deur kan uitstap. Jy kon nie eers ruik dat hulle in die vuur was nie. Dit is regtig vir my niks wat stink soos braaivleisklere nie. Hierdie ouens was binne in die vuur en jy kon nie eers ruik nie. Kind van God, ek wil vanoggend vir jou sê, die Here gaan jou so beskerm dat die wêreld nie eers sal sien waardeur jy is nie. Dat daar nie 'n letsel aan jou sal wees nie. Dat jy nie verby iemand gaan stap en hulle sal sê jy ruik 'n bietjie, jy was seker in die vuur nie. Die Here gaan jou so beskerm dat ons dit nie eers aan jou sal kan ruik nie. Want dit is wie hy is. En mense se name en die betekenis daarvan val my nog baie altyd op. So terwyl ek voorberei, gaan ek terug na Daniël 1 waar hulle praat oor hulle name wat verander is. En ek gaan kyk na die betekenis van hulle naam. So toe hulle in Jerusalem gebly het en gebore is as kinders van God se volk, toe is hierdie name aan hulle gegee. Daniël wat beteken God is my regter. Hanania wat beteken die Here is genadig. Misael beteken wie is soos God. Asaria beteken die Here is my helper. Alles dinge wat hulle in daai oond bitter nodig gehad het. God, U is my helper. Daar is niemand soos U nie. So as daar iemand is wat ons kan red, dan is dit die lewende God. God, U is ons genadig want U het ingeklim. Want dit is wie hulle was. Hulle het aan God behoort en daarom was daar die betekenis van hulle name vir hulle die waarheid. Ongeag wat die Babiloniërs hulle genoem het. Want as jy na die betekenis van hulle nuwe name gaan kyk, dan is dit alles om allerhande gode te vereer. 'n God van wysheid en 'n maangod en 'n songod. Maar dis nie wie hierdie manne was nie.
Ons noem hulle Sadrag, Mesach en Abednego en dis weer die oond gegooi is volgens die storie wat ons ken uit ons kinderbybel uit. Maar hulle name was geanker in die lewende God. En ek glo dit is wat hulle geweet het terwyl hulle in daardie vuuroond was. Here, U ken ons regte name. En ek wil vanoggend vir jou sê die wêreld gaan kom en hy gaan vir jou 'n ander naam wil gee. Geskei, verslaafde, werkloos, useless, hulpeloos, siek, depressief, angstig. So kom die wêreld en wil vir ons 'n nuwe naam gee wat niks vereer wat die lewende God vir jou wil doen nie. Maar dan bid ek vanoggend dat dit nie sal stiek nie. Dat dit geen vatplek in jou lewe sal kry nie. Dat jy sal teruggaan en sê, maar God sê, ek is syne. God sê, hy het my by die naam geroep. Definitief nie al daai name wat die wêreld my nou noem nie. As God my by die naam geroep het, dan is ek syne. En dan beteken dit my identiteit is in God. En dan sê die Bybel, I'm a new creation. Ek sien dit regtig as stickers wat nie meer plakkrag het nie. Mense probeer jou label en probeer vir jou vertel wie jy geword het en wat omstandighede jou gemaak het en wat jou ma veroorsaak het jy nou is. Maar mag dit aan jou geen vatplek kry nie. Mag jy uitstap en nie eers soos rook ruik nie. Want dit is die God wie ons dien. Wanneer ons God kies, en dit kan jy gaan lees aan die einde van Daniël 3, wanneer ons God kies, of wanneer ons weier vir die wêreld, dan het selfs koning Nebukadneser op 'n punt gekom om te sê, hierdie God is waarlik God. Hierdie is 'n lewendige, kragtige God. En dan skryf die Bybel, koning Nebukadneser het hierdie manne vereer en dit het voorspoedig met hulle gegaan. Wanneer jy die wêreld weier en vir God kies, sal God seker maak dat dit voorspoedig met jou gaan. Sal God kies om jou te seën. Sal God jou nie alleen laat nie. En dit is vir my so opvallend dat hierdie storie van Daniël en sy vriende gebeur het voor Daniël in die leeukuil. Wat vir my sê, Daniël het presies geweet waarvoor hy homself inlaat. Hy het geweet, as hierdie koning sê, ek gaan jou in die vuuroond gooi, dan gaan hy jou in die vuuroond gooi. So hy het geweet, as die koning sê, ek gaan jou in die leeukuil gooi, dan gaan hy my in die leeukuil gooi. Maar as gevolg van die storie wat met sy vriende gebeur het, het Daniël ook geweet, as God opdaag, dan daag hy op. As God intree, dan sal die vlamme my niks maak nie. So hierdie storie van die vriende, wat dalk wild geklink het aan die begin, was 'n getuienis genoeg, dat Daniël ook kon weier. En ek wil jou vra vanoggend, dat jy jou stories van vlamme en van storms en van chaos, sal gebruik om te getuig oor die goedheid van die Here. Want jou storie kan 'n groot impak hê. Soveel so dat die koning erken, daar is 'n ander God, daar is 'n ware God, daar is 'n lewendige God. Moenie skaam wees oor jou storie nie. Vertel dit sodat ander moed kan kry. Ek wonder hoe bang die mense terug in Jerusalem was. Hierdie mense val hulle die hele tyd aan. Ek wonder wat het hulle gedink toe hulle hierdie stories hoor. Ons kinders wat van ons weggeneem is om in die paleis te gaan werk, is in 'n oond gegooi, maar die Here het opgedaag. Ek dink dit het hulle soveel hoop gegee, dat wanneer ons aan die Here vashou, dan sal hy vir jou deurbreek. God gebruik ons stories. God gebruik dit wat die vyand gestuur het om jou dood te maak.
gebruik hy om vir ander hoop te gee. En ek wil jou vra, wanneer laas het jy geweier? Wanneer laas het jy nie maar net gegaan met wat die wêreld sê nie? Wanneer laas het jy gesê, ek weier om sekere dinge verder te aanvaar? Want ek glo dis wat God van ons verwag. Ek bid so gereeld, Here, gee my boldness. Maar in die week hoor ek iets en die vrou sê, ons het dit klaar. As jy die Here aangeneem het in sy Heilige Gees, dan het jy klaar die boldness om te weier, om te sê ek staan nie langer vir hierdie nie. Ek staan nie langer vir dit waarmee jy al besig is nie, al kos dit my wat. Here, U sal die 4de man in die vuur wees. Want ek ken U, want ek wil tyd saam met U spandeer, ek het gesprekke met U, U openbaar U self aan my, en daarom weet ek. En Here, dan wil ek getuig, sodat ander ook seker kan wees. Die Here sal kom red, want dit is wie hy is. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, God, ek ken U eintlik nie so nie. God, ek ken eintlik nie daardie deel van U nie. Here, ek weet eintlik nie of ek sal weier nie. Want ek is nie seker dat U dit kan doen nie. Ek wil net hê jy moet jou hand opsteek dat ek saam met jou kan bid vanoggend. As jy die Here nie so ken nie. Here, kom en kom staan by elke een van hierdie mense stil vanoggend. Here, kom en kom openbaar U self aan hulle. Want ons God leef. Al sou die uitkoms nie nou duidelik wees nie, al sou daar geen klein vee meer wees nie. Al sou my bekommernis steeds net so groot lyk as soos gister. Here, nogtans sal ek erken dat U God is en wil ek vanoggend verklaar, daar is regtig net geen ander alternatief nie. Here, ek wil vanoggend U Heilige Gees nooi om met al sy boldness te kom. Here, mag ek dit beoefen, mag ek dit uitleef, mag ek nee sê wanneer U dit van my verwag. Here, want hierdie woord verseker ons, dit sal voorspoedig gaan met die wat die wêreld weier. Here, dan is my gebed vanoggend, dat geen naam wat hierdie wêreld ons wil gee, vat plek in ons lewe sal hê nie. Ek is nie angstig nie, ek is nie depressief nie, ek is nie siek nie, ek is nie mismoedig nie, ek is nie werkloos nie, ek is nie geskei en doof en blind nie. Ek is 'n kind van God. Ek is gekies, ek is geroep, ek is geliefd. Ek het autoriteit, want U het dit vir my gegee. Kom Heilige Gees en kom openbaar nuwe dinge aan ons, sodat ons met boldness kan weier. Dankie vir U liefde en U genade. Dankie dat U die 4de man in die vuur is. Dankie dat ek geen vlamme sonder U hoef te trotseer nie. En Here, my dankbaarheid vanoggend is so groot vir die feit dat ek gaan uitstap en na niks sal ruik nie. Geen planne van die vyand sal enigiets uitgerig kry oor hierdie kinders van God.
Mag ons onthou wie U ons gemaak het. Mag ons onthou watter naam U ons gegee het. My naam is Godsin. En daarom het ek toegang. Daarom het ek vryheid. Daarom het ek beskerming teen die aanvalle van die duiwel. Dankie vir U liefde en U genade oor Klein Karoo gemeente se mense. Amen.